Hemelvader, dankie dat ons in hierdie oggend na u woord kan luister. Here, baie dankie vir die boek Openbaring en hierdie reeks wat ons nou kon saam aan deelneem. Dankie dat u vir ons dit in u woord opgeteken het, dat ons kan verstaan wat aan die einde gaan gebeur. Maar Here, vanoggend wil ons vir u vra om die woord in ons harte te laat indrink, dat ons sal weet hoe ons moet optree, sodat ons gereed is as hierdie einde aanbreek. Help elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat hulle waarlik reg sal wees om u te ontmoet. Ek vra dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ons kom by die slot aflewering in hierdie reeks, die Omega leer. En ek moet in die begin sommer weer verskoning vra vir die beeld wat so flits. Hier by die see roes dinge en is my rekenaar wat besig is om op te roes en al sy poorte is geroes en dit is veroorsaak hierdie flikkering wat u sien. Goed, kom ons begin en ons kyk na wat ons vandag gaan bestudeer. Ons het al 'n paar keer na hierdie kaart gekyk. Dit begin by Openbaring 1 en ons het gevorder tot by Openbaring 21. So ons was 'n gedeeltelik hierin. Vandag wil ons dan die laaste gedeelte doen wat hier omsirkel is en dit gaan nog steeds oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Dit is Openbaring 22. Ek het in die begin vir u gesê ons werk oor 3 gedeeltes. Ons werk oor met dit wat in die hemel is, dit wat op aarde is en dit wat onder die aarde is. En aan die eind verander dit dat ons net 'n gedeelte het wat in die hemel is en dat ons dan 'n gedeelte het wat in die hel is. So dit is die punt waarby ons dan vandag uitkom. Ons begin met die rivier van die lewe wat vir ons beskryf word in Openbaring 22 vers 1 tot 5. Dit is onthou nou dink terug aan Openbaring 21. Dit is 'n engel wat besig is om vir Johannes te wys wat aangaan. So dit is hierdie engel wat nou vir Johannes wys. En hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. En ons het verlede week gesels oor hierdie water wat God beskikbaar stel, wat die mens sal voed. En toe het ek vir u verwys hierna. Dit is hoekom hoofstuk 21 en 22 eintlik as 'n eenheid gedoen behoort te word. So, dit is dan die bron van hierdie water. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Kom ons begin en ons kyk na die boom van die lewe. En ons gaan terug na Genesis toe. Genesis 3 vers 22 en die volgende 2 versies. Toe sê die Here God: nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. So dit vertel vir ons dat as jy van hierdie boom van die lewe eet, jy vir ewig gaan lewe. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. Hierdie is nou na die sondeval, is die mens toe weggestuur en hy kon nie meer by hierdie boom van die lewe uitkom nie. Vers 24. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So hierdie boom word beskerm, want hierdie boom gee vir jou die ewige lewe. Jesus Christus gee vir jou die ewige lewe. Maar niks verhoed Christus om vir jou ook 'n vrug te gee wat dit doen nie. Is die boom simbolies van Christus? Ons weet nie. Is dit iets anders? Ons weet nie. Maar kyk na die stelling wat hier gemaak is.
In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe. Hoe kan 'n boom aan twee verskillende kante van 'n rivier wees? Die rivier is die water wat uit die troon van God uitstroom. Hierdie term wat beskryf word as straat, kan ook vertaal word as 'n tuin of 'n plein is die term wat hulle gebruik. So dit is nie die gewone straat waaraan ons dink nie. Maar nou sien ons dat hierdie boom wat aan weerskante van 'n rivier groei, 12 maal vrugte dra en die vertaling kan ook so gedoen word dat dit beteken dat hy elke maand 'n ander vrug dra. Met ander woorde, jy kry in ons taal gestel, jy kry perskes die eerste maand, appels die tweede maand, pere die derde maand ensovoorts. So dit is wisselend wat vir jou gegee word. Maar dit is daar om jou te voed. En dan die interessante sin wat ons ook nie verstaan nie, en die blare van die boom is tot die genesing van die nasies. Op daardie tydstip is alles wat kwaad is weg. Hoekom het die nasies genesing nodig? Ons weet dit nie, maar ons aanvaar dit wat die Bybel sê, dat selfs die blare van hierdie boom deur God gebruik kan word, dat nasies wat dit eet, die genesing sal ondervind, en ons weet nie of dit 'n geestelike genesing is en of dit 'n liggaamlike genesing is nie. Dit behoort nie 'n liggaamlike genesing te wees nie, omdat alles wat verkeerd, al die peste en plaae is weg teen daardie tyd. So, as jy geestelik voel jy is nie op die regte plek nie, neem jy heel moontlik een van hierdie blare en eet dit en word so genees, dat jy weer volkome in die woord van God is. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Dit wat ek nou gesê het oor die siektes, dit gaan daar nie meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. So God en die Lam woon ook daar. God en Jesus woon daar. En dan gaan sy diensknegte hom daar bedien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoewe wees. As ons terugdink in die Ou Testament, kon die mens God nie sien nie, want as jy God gesien het, het jy sekerlik gesterwe. Deur Jesus wat mens geword het, kon die mense van daardie tyd Jesus sien. Maar kyk hoe het self Jesus verander op die berg van verheerliking. Hy het so gegloei, so uitgestraal, dat hulle nie direk na hom kon kyk nie. En die ander interessante ding is, sy naam sal op hulle voorhoofde wees. Ons het vroeër in Openbaring gesien, dat God merk sy mense, en dat sy naam op hulle voorhoofde geskryf staan, en dat die antichrist dit toe probeer naboots het, deur die merk van die dier, op die voorhoof of op die regterhand van die mense aan te bring. So hierdie is mense wat gered is, omdat hulle die naam van God op hulle voorhoofde het. So dit is geredde persone waarvan gepraat word. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. So, weer 'n herhaling van wat ons al in Openbaring 21 gesien het, dat daar nie lig gaan nodig wees nie, want God is daar om die lig te verskaf. In hoofstuk 21 is dit ook geskryf, dat die Lam sal die lamp wees. Maar nou kom ons by die interessante, en dit is nou oor die mense wat daar is, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En dit is 'n belofte wat baie keer gemaak is, deur Ou-testamentiese profete en deur Jesus self ook. So dit is 'n lewensomstandighede wat vir ons totaal onbekend is. So, ons is deur die worsteling op aarde. Ons is hier en hier is al die fantastiese dinge.
Dit wat jy soek, jy kry kos, sonder dat jy eintlik werk vir daardie kos. Jy word nie siek nie, jy heers as koning. Jy het die mag, met ander woorde, maar jou mag is nog steeds onderdanig aan God. En dit sal onderdanig bly, omdat jy hom volg, en jy hier beland het juis, omdat jy hom volg, en jy hom gehoorsaam is. Dan word daar vir ons 'n aantal beloftes gemaak, van vers 6 af. En hy het vir my gesê, dis weer die engel wat vir Johannes sê, hierdie woorde is betroubaar en waaragtig, en die Here, die God van die heilige profete, het sy engel gestuur om sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. So hierdie engel kom, en hy vertel vir Johannes, wat gou gaan gebeur, en Johannes moet dit neerskryf, sodat diensknegte van God dit kan lees, sodat hulle nie verskrik word nie, maar dat hulle voorberei is, of dit wat moet gebeur. En nou gaan hierdie engel voort en sê, kyk, ek kom gou, nou praat hy namens God. Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie, van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit bring ons by die jammerte, dat kerke nie Openbaring meer bestudeer nie. Met ander woorde, die waarde van die profesie word nie bewaar nie, omdat die kerke dit nie lees nie. Die kerk is die plek waar die oortreding plaasvind, of die meeste kerke. En het gaan verder. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. So hy wil die engel aanbid oor hierdie groot boodskap wat hy gekry het. Het ek en jy nog hierdie selfde vertroue in God se woord? Aanvaar ons God se woord so duidelik, dat dit vir ons ook 'n heerlikheid is om na uit te sien? Of is dit net iets wat moet gebeur? Is my en jou geloof nog soos dit moet wees? Of is ons soos die gemeente van Efese, dat ons eerste liefde verlaat het? Hierdie beloftes gaan voort, en die engel sê verder vir Johannes, moenie voor die engel neerval en hom dien nie, want ek is 'n medediensknegt van jou en van jou broeders die profete, en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Met ander woorde, jou geredde persone deur die eeue, want dis die mense wat die woorde van die boek bewaar. En nou kom die opdrag, aanbid God. So moenie die engel aanbid nie, moenie mense aanbid nie, moenie 'n predikant of pastoor aanbid nie, aanbid God. En die predikant en pastoor moet die woord van God ook so bring, dat jy God eer daarvoor, nie die persoon wat dit vir jou gebring het nie. Hoeveel van ons mense gaan nie na 'n kerk toe, net as gevolg van die prediker daar, om te luister wat die te sê het nie. Dit is nie die doel hoekom ons moet gaan nie. In Johannes het Jesus 'n paar uitsprake gemaak van ek is, en hy het gesê ek is die lig van die wêreld. En dan in die beskrywing word daar vermeld dat Jesus is die lig van die wêreld, en sy lig skyn op ons, en ons moet hierdie lig uitstraal. Maar ons moet dit op so 'n wyse uitstraal, dat hulle God daardeur verheerlik, en nie vir ons nie. Daar moenie vir enige een van ons gesê word, jy is so goeie mens nie. Hulle moet sien wat God in jou lewe doen, en dit is wat die mense na God moet trek. Kry ons dit reg om so te leef? Die engel gaan voort en hy sê vir Johannes, moenie die woorde van hierdie profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Dit is presies die teenoorgestelde woorde wat ons by Daniël kry. Vir Daniël is die opdrag gegee, verseël die woorde van hierdie boek. Nou word gesê, moenie die woorde van hierdie profesie verseël nie, want die tyd is naby. Daniël is ongeveer 600 en amper 700 jaar geskryf voordat Openbaring geskryf is. So in die 700 jare dinge so verander,
dat die boek nie meer verseël moet word nie, maar dat hy oop moet wees. Daniël 12 beskryf ook vir ons dat kennis in die eindtyd gaan vermeerder. En dis nie net natuurwetenskaplike kennis soos mense baie keer redeneer nie, dit is ook kennis van die Bybel wat vermeerder. Ek dink net aan een ding, ek het die voorbeeld al dikwels gebruik. Tot 1983 was daar geen argeologiese bewyse dat koning Dawid ooit bestaan het nie. En die vyande van die woord van God het beweer dat dit 'n storie is, 'n mite, want daar is nie iemand soos Dawid gewees nie. Van 83 tot ongeveer 5 jaar terug wat ek laas na hierdie soort goed gekyk het, is daar ongeveer 40 argeologiese getuienis gevind, artefakte gevind wat bewys dat koning Dawid geleef het en wat hy gedoen het. Maar die ander punt waarby ek wil uitkom, 2000 jaar gelede is reeds gesê, want die tyd is naby. Ons is nou 2000 jaar nader aan daardie tyd. So daardie tyd is nou bitter naby. En nou kom die woorde: wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Weereens woorde wat ons sukkel om te verstaan. Maar Jesus het hierdie woorde al gebruik in die gelykenisse wat hy in daardie tyd uitgespreek het. Hy het talente toegeken en die een wat niks gedoen het met sy talent nie, het hy die talent van weggeneem. Met ander woorde, wie vuil is, wie onreg doen, dit is weggeneem van daai persoon. En dit is gegee aan die een wat goed doen en heiliger word. Hy het meer gekry. En in hierdie tyd waarin ons leef, is dit ook wat gebeur. God het vir jou gawes gegee. Gebruik jy daardie gawes? 'n Talent was 'n muntstuk gewees. Ons kan dit sien as 'n gawe wat jy ontvang, en die gawe kan ook wees dat jy geld ontvang het. Maak nie saak wat die talent is wat jy gekry het nie. Gebruik jy dit tot eer van God of nie? Met ander woorde, is jy besig om meer onreg te doen? Is jy besig om vuiler te word? Of word jy regverdiger en heiliger? En nou kom die woorde van Jesus af. En kyk, ek kom gou, en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hier gaan ons in hierdie paar verse oor van die engel wat praat, na God wat praat, na Jesus Christus wat praat. Want dis Jesus wat sê, hy kom gou, en sy loon is by hom. En hy gaan elkeen vergeld soos sy werk, en jou werke spruit uit jou geloof. Werke sonder geloof beteken niks. Maar as jy geloof het, sal daar uit jou geloof werke spruit, en dit is daarvoor wat jy vergoed sal word, wat jy 'n kroon gaan ontvang. Dis nie 'n vergoeding dat jy betaal gaan word nie. Jy gaan 'n kroon ontvang, en jy moet nederig genoeg wees om daai kroon wat jy ontvang het, af te haal en aan die voete van Jesus neer te lê, en hom te dank dat hy jou in staat gestel het om daar te wees, want dit is slegs deur sy genade wat jy daar kan wees. Jesus beklemtoon hier dat hy God is. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Is dit wat jy glo? Want as jy dit nie glo nie, sal jy nie daar wees om hom te ontmoet nie. In 1 Korintiërs 6 vers 10 en 11 word daar 'n stuk beskryf wat met die eerste oogopslag vir ons verskriklik lyk. Paulus skryf daar: moenie dwaal nie, geen oreerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. En nou kom hy by die kruks van die saak. En dit was sommige van julle.
maar julle het julle laat afwas. Met ander woorde, jy het God gevra om jou sonde te vergewe. Jou sonde is van jou afgewas. Dit was so skarlaken, maar jy is skoon soos sneeu, soos God jou afgewas het. Maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van onsse God. So ons is vrygekoop van hierdie dinge. Elkeen van ons was sondig. Ons mag dalk dink ons het nie hierdie verskriklike sondes gedoen wat hier genoem word nie, maar elkeen van ons het oortree en ons het op verskillende maniere oortree en ons oortree nog daagliks. Maar as jy 'n kind van God is, dan weet jy kan onmiddellik om vergifnis vra en dit sal jou vergewe word, want Jesus se bloed is gestort vir jou sonde van die verlede, die hede en die toekoms. So dit bring ons dan by hierdie gedeelte. Salig is die wat sy gebooie doen. En hierdie is 'n baie interessante teks, want hy word verskillend vertaal. Daar is 'n stukkie van die teks verlore. Die grootte van 2 letters. En dit is nie bekend of dit 'n letter in 'n spasie is en of dit 2 letters is nie. Maar jy kan hom vertolk soos dit hier staan, salig is die wat sy gebooie doen, of jy kan dit vertolk, salig is die wat hulle klere gewas het. Dit klink heel verskillend, maar in die oorspronklike taal is die 2 sinne baie na aan dieselfde. Maar dit beteken presies dieselfde. As jy die gebooie doen, dan is jy rein voor God. As jy jou klere in die bloed van Christus gewas het, is jy rein voor God. So dit is dieselfde ding wat hier gesê word, ongeag die vertaling, maar nou stry ons oor die vertalings en ons vergeet om ons opdrag uit te voer, naamlik om die evangelie van Christus te verkondig so ver as ons kan. So salig is die wat sy gebooie doen. Ek is jammer vir die onderbreking. Ons lees weer hierdie eerste sin. Salig is die wat sy gebooie doen, omdat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poort van die stad. Met ander woorde, die wat hulle klere gewas het in die bloed van Christus, of wat sy gebooie doen, met ander woorde wat regverdig is, hulle, net hulle, het die reg om van die boom van die lewe te geniet en om in te gaan deur die poorte van die stad. Maar nou kom die wat veroordeel word. Maar buite is die honde en die towenaars en die oereerders en die moordenaars en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. Kom ons kyk net eers na hierdie gedeelte. Die gedeelte wat hier verkeerd verstaan word is die honde. Dwars deur die Bybel word honde en hondeloon gebruik om prostitusie te beskryf. Met ander woorde, hierdie is veral op manlike prostituie gerig. So, homoseksuele, ons kan dit ook vertaal met, maar buite is die homoseksuele, die towenaars, het ek al 'n paar keer oor gepraat, dit is die woord pharmakeia wat gebruik word in die Grieks, en dit beteken nie, dit is die mense wat ons ken as die wat sê abracadabra en dan kill hulle jou met een of ander slenterslag, dat jy nie sien wat hulle doen nie. Dit is middels wat gemeng word om jou te verdoof. Met ander woorde, dit is dwelmmiddels wat hier ter sprake is. So, ek wil nie nuwe woorde hier inlê nie, maar in ons moderne erkenning van woorde, klink dit, maar buite is die homoseksuele, die dwelmgebruikers en verspreiders, en die oereerders en die moordenaars, en onthou moordenaar is ook diegene wat ander haat, en die afgodedienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen. As jy evolusie aanvaar, is jy een van die wat 'n leuen liefhet en jy leef dit uit en so ontken jy die goddelikheid van God.
Openbaring gaan verder. Jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. So dit is Jesus Christus wat hier ter sprake is. Hierdie beloftes gaan nog verder aan, verse 17 tot 21. En die Gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Met ander woorde, die Gees en die bruid sê kom, hulle wil hê hierdie dinge moet gebeur. Ons het verlede week gesels dat uit Petrus uit waar ons daarop gewys word dat ons moet bid dat hierdie dag van God moet aanbreek. Diegene wat dors na die woord van God kom, jy drink die water, jy drink die woord van God en jy het dit. En laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet. Dit is gratis, ek het vir u gesê, dit is God se genade, dit is 'n geskenk wat hy aan ons gee. Al wat jy moet doen is, jy moet dit aanvaar. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van hierdie profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En dink net die 3 stelle pla waarvan ons gelees het, die seels wat gebreek is, die basyne wat geblaas is en die skale wat uitgegiet is. En dan is daar eintlik nog 'n 4de een, die donderslaa waaroor daar nie vir ons geskryf is, ons weet nie wat dit is nie. Al daai pla word bygevoeg as jy iets by hierdie boek wegvat. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Met ander woorde, so 'n persoon gaan nie die saligheid kry nie. Hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gou. So dit is Jesus Christus wat hierdie woorde sê en hy bevestig hier, ja, ek kom gou. Amen, ja, kom Here Jesus, die uitroep van ons kant af. En dan Jesus wat die seën oor ons uitspreek, die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. En op hierdie hoë noot word die Bybel afgesluit met hierdie laaste boek in die Bybel, die boek Openbaring, die boek wat vir ons vertel wat in die eindtyd gaan gebeur. In Openbaring 1, as ek reg onthou, was dit vers 3 het ons gelees dat ons geseën sal word as ons hierdie boek lees en die woorde van hierdie boek in ons lewens toepas. Beleef jy daardie seën of verwerp jy hierdie boek? Het jy die genade van Jesus Christus aanvaar dat hy in die kruis vir jou gesterf het? Of verwerp jy dit? Waar staan jy in hierdie saak? Baie dankie aan elkeen van u wat getrou geluister het na hierdie bydraes. Ek hoop hierdie bydraes het vir u iets beteken en ek hoop ek sal weer een of ander tyd 'n reeks maak. Hou maar hierdie kanaal dop. Dit sal seker nie binne die volgende maand of 2 wees nie, maar hou hierdie kanaal dop. Daar kan dalk weer 'n volgende reeks voorkom. In die tussentyd wens ek u alle seën en voorspoed toe vir die toekoms. Ek wens dat u gereed sal wees om Jesus te ontmoet as hy ons kom haal. Dat u voorbereid sal wees op alles en dat u 'n liefde vir hom sal ontwikkel het uit hierdie woord wat u gehoor het. Dat u meer sal wil studeer, meer kyk na dit wat hy gesê het en dit veral toepas in u lewe. Kom ons sluit hierdie reeks af deur vir Oula saam te bid. O groote en almagtige, ewige God, ons Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend u naam kan aanroep. Here, baie dankie dat u die boek Openbaring aan ons gegee het, maar Here, baie dankie dat u die hele Bybel aan ons gegee het. Help u ons om u woord te bestudeer. Here, gee dat elkeen van ons die dors sal ondervind om meer en meer van u te leer, dat ons in die proses nader aan u kan beweeg. Here, dankie
dat ons saam na u woord kon luister. Maar Here, gee dat ons almal ook u woord sal aanvaar, dat ons almal voor u sal kan staan as mense waarvan die klere skoon gewas is deur die bloed van Christus, dat as die bruidegom sy bruid kom haal, ons daar sal kan staan in ons spierwit klere, onbevlek deur sonde, omdat dit skoon gewas is deur die bloed van Christus. Wees met elkeen van ons, wees met ons in die toekoms, wat die toekoms ook al vir ons inhou. En Here, ons vra u, kom gou. Hierdie wêreld raak al hoe meer weggedwaal van u woord af. Hier is al hoe meer leuns wat versprei word in die wêreld, en die mensdom raak verder verwyder van u. Daarom vra ons vir u, kom, maar ons vra ook vir u om ons te help om u woord uit te dra na diegene wat u nog nie gevind het nie. En Here, laat die Gees werk in hulle harte, dat hierdie saadjies wat ons probeer saai, dat dit sal ontkiem en groei. Ek vra al hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.